Dit is nie lekker in die teenwoordigheid van die Here nie. Man, geld kan nie dit koop nie. Geld kan nie koop wat God in ons lewe kom doen nie. Daar's niks wat kan ruil vir dit wat ons moet leef in die teenwoordigheid van die Here nie. En weet jy wat, God wil dit nie net op 'n Sondagoggend doen nie. Hy wil dit vir jou elke dag hê. Hy wil hê jy moet tyd by hom spandeer. Maar hy wil met jou dinge deel. Hy wil aan jou dinge oopmaak. Hy so amazing groot goed. Moenie te besig raak vir God nie. Ek onthou lank terug daar by outies, toe hulle nog anders te gelyk het, hulle het soeke hokkies gehad waar die venstertjies en die rampies so op was. Nou, hulle aanbid nou nie dieselfde goed as ek nie, maar hulle het daar iets geskryf wat God my hart gegryp het. En hulle daar ding gehad, if you are too busy to pray, you are busier than what God wants you to be. As jy te besig is om te bid, is jy besiger as wat God wil hê jy moet wees. En dit het my hart nogal gegryp, moenie te besig raak met die dinge van hierdie wêreld, dat jy God afskeep nie. Maak tyd, God gee vir ons dit in sy woord, hy sê, koop die tyd uit. Die ander goeie sê, kom vat dit verniet. Ewige lewe, vergifnis, vir al die ander goed, dus kom kry dit verniet. Maar tyd, sê hy, koop dit uit. Maak 'n effort, met ander woorde, dit gaan jou prys kos. Maar kom ons kom by die woord van die Here, en ek bid dat die Here vanmôre regtig waar vir iemand iets gaan oopmaak, met waardeur ook al jy gaan vanmôre. Ek weet nie van jou nie, maar as jy vlees het, en vel en been is en gevoel het, dan is dit 'n interessante tyd waarin ons bly. Is 'n interessante tyd, want dit is nie soos 20 jaar terug nie. Omstandighede is rof, die mensdom is op 'n plek waar net die Here se genade iets kan doen. Die mensdom, die woord sê, in die laaste dae sal die liefde van die meeste verkoel. Mense sal meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God, en mense sal vir hulle predikers versamel om in die gehoor te streel, en al hierdie goed moet gebeur, maar vir hulle wat regtig God lief het, is dit swaar. Vir iemand wie se woord jou woord is, en jy so groot gemaak, en jy dit doen met 'n klomp, verskoon die kanselbaartaal, liegbekke. Ouens lieg so, weet hulle, en hulle kry dit so goed reg, jy kan nie agterkom hulle jok, weet. So ons is in 'n moeilike tyd. En saam met dit alles raak die sorge van die lewe ook bietjie erg. Dit raak moeilik en saam met dit gaan ons baie keer deur storms en deur diep water en gaan ons baie keer deur 'n vuuroond. Nou is hier iemand wat vanmôre of deur die diep water gekom het, of dalk besig is om in dit in te gaan, of dalk is jy in diep water of in die vuur. Is hier iemand wat so is? Ek voel so, Here, hierdie water raak diep, hierdie omstandighede raak warm. Ou kan ook net soveel planne maak, finansiëel, ou kan ook net soveel goeders doen, en dan baie keer voel dit, Here, dit lyk of ons net dieper ingaan. Dit lyk nie of ons uitklim nie. Maar ek het vanmôre vir jou baie goeie nuus. En sy naam is Jesus. Ek het vir jou goeie nuus vanmôre, dat jy vanmôre iets gaan sien in jou omstandighede wat jy dalk nie voorheen gesien het nie. Nou baie keer in my lewe, as ek deur goed gaan, dan is dit ewe skielik asof dit vir my voel of God buitekant my omstandighede is. En nou moet ek God probeer kry om iets aan my omstandighede te doen, maar dit voel vir my baie keer, Here, ek is hier, ek weet God is by my, maar dit voel vir my of, weet, hy is daar op die troon en ek is hier, en ek moet raad kry by God, sodat God vir my kan sê wat om hier te doen, en wat om nie te doen, en ergens probeer ons God betrokke kry in my vuuroond. So, ek weet nie, is hier wat baie keer so bid, wat dit voel nie op binnekant net, God is buitekant dit. Hy is saam met my, maar hy staan op die wal
en hy cheer my aan en sê, kom ou Jaco, swem Janie, swem, kom deur hierdie water. Dit voel baie keer vir my asof ek God op die wal sien. En hy staan, hy sê vir my om te swem en hy sê vir my wat om te doen, maar ek is in die diep water. Mag die Here vanmôre vir jou iets oopmaak, sodat jy nooit weer in jou lewe so sal voel nie. Mag die Here vanmôre iets in jou wese oopmaak, dat jy vanmôre sal sien, dat God staan nie op die wal nie. Jesaja 43 vanaf vers 1 en 2, sê vir ons, Jesaja 43 vers 1 en 2, maar nou so sê die Here, jou skepper o Jakob, en jou vormeder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek waar by jou. En as jy deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. So jy moet vandag een ding besef, dat God staan nie op die wal en navigate jou nie. Hy sê ek is by jou. Nou die volgende prentjie wat ek al in my kop en ek dink met prentjies, as ek deur moeilike goed gaan en ek dink Here gaan deur diep water, dan sien ek myself in die water staan. Maar God is by my, maar ek weet nie regtig waar hy by my nie, maar ek weet hy is by my, maar ek sien net myself, want die fokus is op my om te probeer om nie te verdrink nie, maar God het gesê, ek sal dit maak, ek gaan hier deurkom, maar Here, so ek sien hierdie prentjie, ek is besig om deur te gaan, so ek is nou op die diepte, maar ek gaan deur dit gaan. So baie keer as ek dink aan die skrif wat sê, ek gaan deur die water gaan, sien ek dat ek nat word. Ek sien dat ek is soos iemand in die water. Maar ek het vanmôre vir jou 'n surprise. Dat daar is 'n ander betekenis aan hierdie skrif wat sê as jy deur die water gaan. Niks met swem te doen nie. Niks met kop bo water hou nie. Want dis wat ons dink. O Here, ek is so diep in hierdie dinge, ek kan skaars kop bo water hou. Wel dan verstaan jy nie wie jou God is nie. En jy verstaan nie die pad deur die water nie. So jy gaan deurgaan, maar ek wil vanmôre met jou lees, hier kom die volk van die Here in Exodus. En hulle word uit die land uitgelei van gevangenskap. En hier kom hulle by hierdie groot see, die Rooi See. En nou moet hulle deur hierdie diep water gaan. Die vyand agterna, want dit voel baie keer, die Here, die vyand, hy haal my in nie van agter af. Maar nou het ek hier die diep omstandighede waardeur ek gaan. Kom ons lees wat sê Exodus, wat dit beteken om deur diep water te gaan. En dan gaan vers 16 lees en dan vers 21 en 22 van hoofstuk 14. Exodus hoofstuk 14 en God praat hierso met Moses en hy sê, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Hulle gaan waardeur deur diep water hierso. Die vyand agterna. Dis wanneer God saam met jou deur die water gaan, sal dit jou nie oorstroom nie. Dit sal jou nie oorweldig nie. Hoe kan dit gebeur? God is by my. Want God is by my en ek gaan droog hier deurkom. Ek gaan nie swem nie, ek gaan loop op droë grond deur die diepste omstandighede waarin ek is, want daar's nie 'n manier as ek swem, gaan God saam swem nie. God sê nie, ons loop deur hierdie ding.
Ons gaan droog deur hierdie omstandighede, want ek is saam met jou en die gevare wat daar is vir jou, gaan niks aan jou kan doen nie, want alles is aan my gehoorsaam. Die see luister vir my, omstandighede luister vir my, die duiwel luister vir my, en ek is saam met jou, en niks kan naby jou kom nie, omdat ek by jou is nie. En hulle stap deur op droë grond. Eksodus 14, 22, 21 en 22. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het die midde in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. 'n Ander beskrywing beskryf dit dat hierdie wind wat gewaai het, die water gevries aan hierdie kant en aan hierdie kant, sodat daar hierdie mure was waar die see nie kon, so hierdie wind het so geblaas, die see gekloof. Hulle loop op droë grond deur, maar snaaks toe die vyande toe probeer, toe val hulle vas. Toe is dit nie meer droë grond nie. Maar luister bietjie, Eksodus 15 vers 8 sê, en deur die geblaas van U neus het die waters hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal. Die watervloede het styf geword in die hart van die see. Met die geblaas van God se neus kom daar 'n oostewind, 'n sterk wind wat die see kloof. Nou ek het ongelukkig, soos ek sê, ons sien 'n prentjie. So ons het nou gesien wat die kinderbybelse prentjie vir ons wys. Ons sien hier loop Moses in 'n gangetjie soos hierdie basies. En hoe moet daai volk deur daai gangetjie gaan? So ek wil net vir jou verduidelik, dit is diep omstandighede, dis diep waters. Daar is nie 'n manier dat enige een deur hierdie water kan kom nie. Daar's nie 'n manier waardeur jy deur jou diep water kan kom nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand jok vir jou en sê vir jou, jy is besig om te verdrink, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy is eintlik besig om op droë grond saam met God deur hierdie omstandighede te kan. Dit moet skerry wees om ewe skielik deur iets te stap waardeur ek nog nooit gestap het nie, en hier staan die wal van die see hierdie kant, en hier staan die wal van die see hierdie kant, en ek loop deur iets wat ek nog nooit in my lewe deur geloop het nie, en agter is die vyand, maar ek moet God vertrou as die een wat my deur hierdie ding moet navigate. En God lei hulle deur op droë grond, deur die diepste waters wat daar ooit was. Net om vir jou 'n voorbeeld te gee hoe hoog hierdie water was. The bottom of the Red Sea was actually made dry. Where Israel crossed, it was about 12 miles wide, 19 kilometer wyd. Sodat die volk kon deurtrek. 19 kilometer wyd het God die grond droog gemaak, die see oopgekloof, sodat 'n hele volk kon deurtrek. Dit is nie 'n gangetjie wat God gemaak het nie. God maak 'n pad deur die see, 19 kilometer wyd. Nou wil jy vir my kom vertel dat die water waardeur jy gaan, God nie iets aan dit kan doen nie, dat die diepte van hierdie storm waarin jy is, God nie 'n pad kan maak waar daar nie 'n pad is nie. God blaas met sy neus en 19 kilometer so grondgebied reg deur die Rooi See gee pad en dit word droog en 'n volk word gelei deur die Gees van die Here op 'n groot highway. 19 kilometer, dit klink eintlik, maar vir daai volk om deur dit te kon trek en betyds aan die ander kant toe moes God spasie maak. Want as hulle moes 2 of 3 langs mekaar deur 'n plek stap, sou hulle vir ewig geloop het, want hulle was baie.
Hulle was baie wat daar moes deurgaan. Nou hoe hoog dink jy was die kante gewees? Was 75 tot 100 voet, 22 tot 30 meter hoog was die walle van die see. Wat goed. 30 meter diep op die plek waar deur hulle gestap het. Hoe diep is jou omstandighede? En hulle loop deur dit sonder dat die water hulle oorweldig. Hulle gaan deur die omstandighede. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil swem deur jou omstandighede, be my guest. Swem deur jou omstandighede, maar ek het 'n God wat by my is, wat my deur hierdie omstandighede waarin ek is, op droë grond gaan deurlei. Ja, dit mag dalk skerry wees wanneer ek die wal sien aan hierdie kant en die wal sien aan daai kant, maar God het my 'n belofte gegee. Dit sal my nie oorweldig nie. Hoekom sal dit my nie oorweldig nie? Want jy's nie besig om deur die omstandighede te swem nie. Jy's besig om saam met God, omdat God saam met jou is. You are walking with the King of Kings. You are walking with the Lord of Lords. En wanneer God beweeg, dan moet die natuur aandag gee en op aandag staan, sodat die koning kan verbykom. En hy's met jou. Ek wil vir jou sê, ergens het die vyand ons reg gekry om te sien dat God is daar en ek is hier. Ons het 'n koneksie, want hy is saam met my, maar hy is saam met my in die sin dat hy swem. Hou aan, moenie opgee nie. God sê, ek is met jou, ek is by jou, wees nie bevrees nie. Hierdie goedes mag dalk vir jou groot lyk, hierdie omstandighede mag dalk vir jou, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan jou voet neersit vanmôre, want God sê, van nou af sal jy op droë grond deur dit trek. Jy sal nie hier deur swem nie, hierdie ding gaan jy's nie hou op met daai belydenis, ek hou maar net kop bo water. Nee, jy is besig om deur die water te stap op droë grond, en die vyand wat besig is om jou in te haal, gaan vassit. Dieselfde ding wat hulle gekom het om jou in te haal, is dieselfde ding waarin hulle gaan vasval. Voor vanmôre vir jou sê, jou goeie moed, kind van die Here, want God sê, ek is saam met jou in hierdie ding. Jy probeer sin maak, jy probeer die waterkloof. Jy probeer 'n pad maak in hierdie ding, sê, Here, ek weet nie meer nie, ek het al die planne gemaak, elke bootjie sink. Vanmôre sê God het nou vir jou gesê, bou 'n boot nie. God sê vanmôre, vat wat in jou hand is, vat jou staf, vat die woord van God en begin die waters te kloof. Vat die woord van die Here en spreek oor die waters, want God sê, ek is met jou tot aan die volëinding. Hier gaan jy deurloop. Ja, maar pastor, ek is daarom nou nie in die water nie, ek is bietjie in die vuur. Of jy is nat, of jy is droog, of jy brand, solank jy net in God se vuur is. Maar kom ons gaan kyk, want hy sê die vlam sal jou nie skroei nie. Pastoor, dis warm na waar ek is by die werk, dis nag, die goed brand. Ek kan nie meer daai hitte vat nie, ek kan nie meer daai druk vat nie. Kom ons kyk wat gebeur met Saterdag, Mesach en Abednego. Maar ons almal ken die kinderverhaal. Maar het jy al gaan lees, rarig wat het daar gebeur? En God gee my jou in jou belofte, die vlam sal jou nie skroei nie. Nie gesê jy gaan nie in die vuur oond nie. Ons lees gou vinnig in Daniël 3 vanaf vers 19 en dan vers 21 tot 26. Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego weier om voor hierdie koning te buig. Het jy al gesien, as jy besluit, ek gaan die Here dien, dan word dit warmer by jou werk, of besluit net nou gaan ons die Here dien. Dan raak dinge warm. Dan breek die al los. Ek kan nou nie daar oor see nie. Maar ander kan die diep water. Sadrag, Mesach, Abednego sê, ons sal nie in ongeregtigheid ons knie buig nie, ons sal die Here dien.
En laat dit vir jou bekend wees, o koning, dat God, as hy in staat is, hy ons sal red. As hy ons nie sal red nie, dan gaan ons huis toe. Maar ons knie buig vir ongeregtigheid, dit sal ons nie. En wat doen die vyand baie keer wanneer jy besluit, ek wil die Here dien, dan raak dit warmer as wat dit voorheen was. Het jy dit al agtergekom? Kyk, dis moeilik om die Here te dien as jy 'n lou lewe het. Maar as jy besluit om warm vir die Here te raak, dan raak die dinge warm om jou. Warm word onnodig warmer. Kom ons wees nou maar eerlik. Here, dit is nou regtig nie nodig gewees dat dit nou nog, dat dit en dit en dit ook nou nog gebeur het nie. Dit is genoeg gewees om met hierdie een ding te sit, maar nou sit nog dit en dit. So dit word 7 keer erger partykeer. Besluit net, Sadrag, Mesach, Abednego kom en hulle weier om te buig. Vers 19, toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit nodig was. Was nie nodig nie. As jy nee sê vir die duiwel, as jy nee sê vir ongeregtigheid, as jy nie saam met die verkeerd wil gaan en jy wil God dien, dan kom die vyand, hy maak dit onnodig. As nie eers nodig gewees nie, om jou dit ook nog te doen, om jou moedeloos te maak, of jou, maar hy like dit om vir jou te sê, maar ek gaan jou nou ordentlik. Terwyl ek jou pla, gaan ek jou nou ordentlik kom pla. Mag hy dit nie met jou doen nie, maar ek het dit al ervaar. Here, wat nou nog? Nie nog hierdie ding ook nie. Maar jy sien, ons fokus baie keer op die vuuroond. En ons vergeet die beloftes van God, dat as jy deur die vuur gaan, dat jou nie gaan skroei nie. En jy mag dalk vanmôre voor 'n vuuroond staan, of dalk word jy gedreig deur omstandighede, wel as ek dit nou nie gaan doen nie, dan gaan ek nou in die moeilikheid kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy in geregtigheid staan en die vyand die oond vir jou warm maak, sal God opdaag in daai omstandighede. Nie dat hy opdaag, hy is daar, maar God gaan manifesteer in sy koninkryk en sy heerlikheid en in sy godheid, ter wille van 'n man en 'n vrou wat hom liefhet. Hoor wat gebeur hierso, vers 21. Toe is daar die manne geboei, so Sadrag, Mesach, Abednego is geboei. Hulle kon net in die oond gegooi geword het, maar nou word hulle nog vasgemaak ook. En vyand kom en hy sê vir jou, jy gaan nie hier uitkom nie. Jy gaan niks kan doen aan dit wat ek vat al jou vermoë om self te probeer uit hierdie ding uitkom. Ek maak jou vas, jy gaan hier binne bly. Maak jou vas. Dink nie, was eers nodig gewees om hulle te boei nie, want die oond was so warm, dat die ouens wat hulle moes ingooi verbrand het. So, hoekom hulle dan nog vas? En hulle haal niks van hulle af nie. Hulle is geboei met hulle mantels, hulle broeke, hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Die vyand vat alles wat jy het saam met jou. En hy gooi dit sommer alles saam in die vuur. Daar is niks eers wat buite gebeur. Hulle kon gesê, nee, kom gee net vir my daai hoetjie, ek laai daai hoetjie. En ek sal die hoetjie hou, maar jy kan maar gaan. Vyand sê, nee. Ek sit alles wat jy het, en ek haal die mag wat jy het, weg. Die vyand wil vanmôre vir jou kom sê, you have no authority anymore. Jy het nie meer krag om te beklei nie, jy kan nie terug beklei nie, ek het jou gebind, ek het jou geboei, vuuroond toe met jou, en net om seker te maak, 7 keer warmer. En sommer al jou goed, ek wil niks van jou hê nie. Jou man, jou vrou en jou kinders en alles, sommer saam in hierdie vuuroond in. Niks word gespaar nie. Want jy wil mos nie ophou om God te dien nie. Jy wil mos nie ophou om die Here te loof en prys wanneer dit moeilik raak nie. Kom ek vir jou sê, daar's baie dae is dit moeilik om die Here te dien, maar dan as jy jouself kry, loop jy daar in die huis en sing tot God. Daar's baie dae waar dit so moeilik raak dat jy nie eens kan bid nie, maar as jy jouself kry, dan loop en praat jy met God.
Daar's tye wanneer dit vir jou erg moeilik raak. En dit raak warm. Maar kom ons gaan verder. So alles wat hulle gehad het by hulle is sommer saam ingegooi. Omdat dan nou die woord van die koning so streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die 4 daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Die vyand wil jou baie keer ingooi met 'n fors. Jy val sommer in en jy dink net, Here, ek was nou nie voorbereid vir hierdie ding. Jy val daarin soos iemand in jou huis inval. Jy val daar in hierdie ding en sê, Here, vlamme skielik. Maar jy skrik so groot vir die vlamme dat jy nie agterkom jy brand nie. Die vyand wat jou daar probeer inkry, hy is in die moeilikheid. Maar jy skrik so groot vir die omstandighede dat jy nie eens agterkom, maar ek leef nog nie. Van al wat jy sien is vlamme. As iemand anders daarin moes gekom het, sou hulle nie gewees het vandag nie. Die enigste rede hoekom jy nog hier is vanmôre, is omdat die vlam jou nie verslind het nie. Ander mense sou dit nie deurgegaan het waardeur jy gegaan het en nog hier wees en nog jou hand opsteek en God loof en prys nie. En hulle het in die vuuroond geval en toe het die koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboei binne in die vuuroond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik oor koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel. Los binne in die vuuroond. Hulle loop rond in die vuur los. Hulle kom nog nie uit nie, want hier loop hulle in die vuur. Saam met God. Geboeid ingegaan. Maar hulle het nie eens losgekom toe hulle uitgekom het nie. Hulle het losgekom en saam met God begin wandel binne in die vuur. Die wonderwerk het in die vuur gebeur, nie buitekant die vuur nie. Nee, jy moet nou dit vat. Die wonderwerk het gebeur die oomblik toe hulle die vuur ingaan, toe skroei die vuur nie, en toe hulle val binne, toe is God dan, hy maak hulle los, en sê, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie ding. Kom ons loop bietjie gaga hier binne rond, en hier wandel hulle in die vuur. Dieselfde ding wat die vyand bring om jou te vernietig, is dieselfde ding waar jy saam met God gaan wandel. En die vyand het vir jou gesê, I'm taking your authority. En God sê, ek herstel jou autoriteit. Ek maak jou los en niks sal jou kan bind in hierdie vuuroond nie. In hierdie moeilike omstandighede sal jy met God wandel. En die vlam gaan jou nie skroei nie. Maar die wonderwerk is dat daar is iemand in die water saam met jou, sodat die waterpad gee, daar's iemand saam met jou in die vuuroond, sodat dit nie kan skroei nie. Dit is omdat God daar binne is, dat die wonderwerk gebeur. En ek wil vanmôre vir jou sê, God is in jou omstandighede, nie buitekant dit nie. Jy hoef nie te bid en sê, Here, kom help nie. Jy kan met God wandel in jou omstandighede en met God praat. En sê, Here, wat gaan ons nou doen? Dankie, die vuur brand nie. Hierdie vlamme doen niks nie. Hierdie water doen niks nie, hierdie goeders doen niks nie, maar ek wandel met die Here, ek loop met die Here, ek praat met die Here. Die vyand het gesê, hy gaan my lewe steel, maar nou loop ek in vryheid, ek is losgemaak, want as die Seun van God jou losmaak en jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Die oomblik toe jy in daai oond ingeval het, het jy gedink, Here, nou is dit nie eens hier verby. Nou is dit klaar met my. Hier sê dan nou nog steeds. Hier loop jy dan nou nog steeds saam met God. Ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is.
En die voorkoms van die 4de lyk soos 'n godeseun. Ek dink sy naam is Jesus. En toe Nebukadneser nader kom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die vuuroond uitgegaan. Vyand gooi jou gebind in en sê vir jou, there's no hope. Maar ek wil vir iemand sê, jy gaan uit hierdie ding uitstap los. Voor die vuuroond wil hulle nie jou God erken het nie. Na die vuuroond toe bely hulle, knegte van die Allerhoogste God. God's gonna get glory when you walk out of this fire. God gaan eer kry wanneer jy los uit hierdie ding uitkom. Jy voel dalk nou, Here, dit voel of ek gebind in hierdie ding is. Ek weet nie, God is about to release you in the fire. Jy dink, Here, jy gaan my eers uit die vuur uithaal en dan kom daar herstel. Ek het 'n surprise vir jou. In this fire, a miracle is about to happen. The fire will not do what the enemy sets it out. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat die vyand beplan het oor jou lewe, gaan nie in vervulling kom nie, maar God gaan in die vuuroond 'n wonderwerk doen in jou lewe. In die midde van die vuur gaan jy saam met God leer wandel, soos wat jy nog nie voorheen saam met God gewandel het nie, en ander gaan na jou lewe kyk en sê, hoe is dit moontlik dat jy so in blydskap in die Here is, want kyk hoe lyk die vuuroond. Hy sê, dan sê jy vir hulle, julle sien die vuuroond, maar ek sien hom wat die lewe is. Ek sien hom wat die, ek wil vanmôre so prys die Here. Iemand gaan inkyk in jou omstandighede en hulle gaan ewe skielik God raak sien. Hulle het hom nie voor die vuuroond gesien nie, hulle het hom nie na die vuuroond gesien nie, maar in die vuuroond toe sien selfs die vyand die God raak. Hy was nog al die pad daar, maar hy het homself net kom manifesteer op 'n manier dat ander kan weet dat ek is wie ek is. En ek wil vanmôre vir jou sê, God sê, en nou ek net vir julle sê, daai vuuroond is nie daai oentjie wat jy brood bak by die huis nie. Is nie daai braaivleis oentjie nie. Hierdie oond was groot gewees. En ek het net gaan lees op 'n plek, toe sê hulle vermoed dat die vlamme was omtrent 14 meter hoog bokant hierdie vuuroond uit. 14 meter hoë vlamme, nadat hulle dit warmer gemaak het. So daai oond was warm, 14 meter hoë vlamme, wat uit daai ding uitgegaan het. So hy was ordentlik warm. Dis nie 'n klein oond nie. Was nie 'n klein storm nie. Niemand kon dit gemaak het nie. En die vyand sê vanmôre vir jou, there's no way out. Hierdie ding, kyk die vuuroond, maar dan sê jy vir hom, kyk die godeseun. Kyk die seun van God wat hier. En weet jy wat gebeur toe hulle uit die vuur uitkom? Die vuur het geen mag oor hulle liggame gehad nie. En die hare van hulle hoofde nie geskroei nie. En dat hulle mantels geen verandering ondergaan het nie. En die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Hulle het nie eens na braaivleis geryk nie. Nou ek en jy gaan braaivleis nie, en dan ryk jy vir 2 dae al rook in jou hare. Daar was geen teken aan hulle gewees dat hulle in 'n vuuroond was nie. Ek sê dit weer. There was no sign that they were in a fire. Nie eens armaartjies geskroei nie. Jy soos ek is wat vleisbraai, partykeer wil die goed nie werk en dan gooi jy 'n bietjie petrol. Maak hom warmer as wat dit nodig is om te wees. En dan brand hierdie haartjies, nie laat ek baie het nie. Hulle staan soms so krom gekroes. Dan nie eers 'n haartjie het geskroei waar ander wat buite staan doodgebrand het nie.
Jy moet dit vat vandag. Daar was geen teken van die storm in hulle lewe oor nie. En alles wat hulle in mee gegaan het, het hulle mee uitgekom, sonder dat daar skade aan dit was. Sê gou vir my, hoe lyk jou vuurhoond? Sê gou vir my, hoe lyk jou diep water? Het die prentjie in jou kop verander oor hoe die water lyk, waarin jy nou is? Sien jy jouself nog swem? Of sien jy jouself loop saam met God deur diep water? Is die diep water daar? Ja. Is die vlamme daar? Ja. Is God daar? Ja. Ek sluit af met hierdie skrif in Psalm 46 vanaf vers 1 tot vers 8. En daar's iets wat ek hier wil lees, wat ek wil hê jy met jou nou maak. En dis die rede hoekom jy deur die vuur gaan en deur die diep water kan gaan. Psalm 46 vanaf vers 1, die opskrif daarvan, God is 'n toevlug. Vir die musiekleier, vir die kinders van Korag, met 'n sopraanstemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daar's niks waardeur jy gegaan het wat God nie al voorheen opgelos het nie. Vir iemand anders nie. Daar's geen storm waardeur jy gaan wat God nie al by ander mense stil gemaak het. Daar's nie 'n nuwe storm by God, daar's nie nuwe storms vir my. Ek sê dit altyd, wanneer ek deur 'n storm gaan, dan is die hemel nie in 'n noodvergadering sê, o Jaco gaan deur 'n storm, hoe gaan ons hom help nie? Nee, God weet klaar, ek het al hierdie al baie opgelos. Baas met my neus. Laat die wind waai. So dit is nie eers vir God 'n effort nie. Dit was nie vir God 'n effort om die Rooi See te kloof nie. En God het nie buite die vuuroond gestaan en gesê, hoor jy moenie worry nie. Ek sal met die vuur praat nie. God kom en hy staan in die vuur. Hoekom? Want die elemente is gehoorsaam aan die God. The creation has to bow down to the Creator. The creation must bow down to the Creator. Hy is die skepper van die heelal en as hy praat, moet alles luister. Selfs die duiwel luister. Anatan het eendag gesê, when God puts in a order, even the devil listens. As God gebruik tot die onregverdige om vir die regverdige te sorg. So as God praat, tot die duiwel, woord van die Here sê, die duiwels glo ook, maar hulle sidder. As God praat, dan luister almal. Tot die duiwel. Hoekom? Want hy's God. Daar's niemand, die vyand het een keer gewaag om teen God te rebel. En hy het sleg tweede gekom. En nou probeer hy die tweede beste, hy probeer teen God se skepping rebel. Hy probeer God in jou ontroon. Want hy kon nie God self ontroon nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat God, prys die naam van die Here, het jou probleme al baie opgelos verander. Hy is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ek nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis. Laat dit nou maar skuim, laat die berge bewe deur die onstuimigheid. So ek wil hê, jy moet vir jou storm en vir jou vuur sê, brand nou maar. Laat die waters nou maar bruis. Laat hierdie diep waters nou maar maak wat jy wil. You are about to meet my God. Jy water diep omstandighede, gaan nou maar te keer. Jy al gesien hoe lyk dit as die see rof raak. Dit is nogal scary hoor. Daai branders, hy laat jou baie vinnig besef as jy probeer swem ook in die brande,
dat jy het eintlik geen krag nie. Hy rol jou rond soos nog iets. Jy dink jy opstaan dat jy 'n mond vol seewater en sand, waar jy nie sand wil hê nie. En daai see, jy kan sterk wees soos wat jy wil. Hy rol jou op en spoeg jou uit. Maar as God praat, staan die see op aandag. En ek wil hê vir jou golwe sê, skuim nou maar. Hy sê dit nie so. Hy sê, laat die waters nou maar bruis. Laat hulle skuim. Laat die berge bewe deur al sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly en die heilige van die woninge van die Allerhoogste. Hier is jou antwoord oor jou omstandighede. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. God is daar binne-in. In jou omstandighede. God is daar binne-in. Laat die golwe bruis. Laat die aarde bewe. God is daar binne-in. Laat die vyand maak wat hy wil. God is daar binne-in. Hy is nie buite jou omstandighede nie. Hy is binne-in saam met jou in hierdie ding. En hy het al klaar die uitkoms. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewandel, hy het sy stem verhef en die aarde bewe. So as God praat, dan skud hy die aarde. As daar 'n skrif wat sê, God donder wonderbaarlik met sy stem. Jy het nie te doen met 'n klein God, wat ergens, soos ek gebou is met gevoude beentjies, met 'n boepensie, en 'n kaal koppie nie. Jy het te doen met 'n lewende God. Jy het te doen met die God van die heelal. Jy het te doen met die Alfa en die Omega, die groot ek is. As hy praat, luister die aarde. Alles is onder sy voete. Die Here van die leerskade is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir my en vir jou. Ek het die woord gebring, soos die Here op my hart gelê het. En jy moet vanmôre jou woorde verander oor jou diep water. Jy moet jou denke verander. Gaan ons baie keer deur diep goed. Ja, maar baie keer hardloop ons God vooruit, dan swem jy. Terwyl God vir jou gesê het, nee. Wag net. Wat is daar in jou hand, Moses? Dis 'n staf, God, my Here. Hy sê nou, vat dit en kloof die see. Wat is daar in jou hand? Ek het die woord van God. Ek het die swaard van God in my hand. Wie is daar langs jou, mensekind? Wie het jou beloof, ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld? Haal jou oë af van die vlam en haal jou oë af van die water. Laat toe dat God jou deur hierdie ding lei. You are about to see a miracle like you've never seen it before. Here, hierdie water is diep. Ja, maar jy gaan hom nie hoef te swem nie. Jy gaan deur hom gaan. Deur, ek like hierdie woordjie deur, dit bepaal 'n ander kant. So jy gaan nie al bly nie, jy kom deur hom. Maar jy het gedink jy gaan swem. Here sê, nee, ons gaan stap. Op droë grond. Ek wil nog weer vra. Weet diep waters en weet warm omstandighede. Ek het definitief. Terwyl die Here met my oor hierdie ding praat, toe moes ek 'n bietjie rappel aan bely en sê, Here, ek is jammer. Ek was so negatief oor hierdie vlamme en oor hierdie goed. Want Here, hoekom?
Hoekom moet ek deur hierdie water gaan? Hoekom moet ek deur hierdie omstandighede? Hoekom hierdie goed? Hoekom dit? Here, arme ek. En nou kan ek sê, Here, omdat hy met my is. Here, die vyand het gedink, ek gaan brand. Die vyand het gedink, hy het my vasgemaak. En met alles in 'n oond ingegooi. Maar kyk, ek is vry. As jou liedjie wat ons altyd, ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Jy's vry. Staan op jou voete saam met my, en ek wil hê jy moet vanmôre anders na jou diep water kyk. Ek wil vanmôre hê jy moet anders na die vuuroond kyk. Dit sal jou nie oorstroom nie, en dit sal jou nie skroei nie. Hoekom? Want God is daar binne, saam met jou. Vader, dankie dat ek hierdie woord kon bring vanmôre. En ek bid dat die Here vanmôre mense se harte sal stir vanmôre. Dat hulle opgewonde sal raak, nie oor die vuuroond nie, maar wie hulle ontmoet in die vuuroond. Mag die Here vanmôre ons opgewonde raak met die wete dat hier gaan 'n pad kom wat ek nie gedink het gaan kom nie. Dit gaan diep waters wees, but I'm walking with the King of Kings. Here, ek bid vanmôre dat die Here vanmôre deure oopmaak waar daar nie deure is nie. Here, U maak 'n weg in die Rooi See waar daar nie 'n weg was nie. Here, U maak 'n weg in die vuuroond waar ander omkom, sal die kinders van God nie omkom nie. Here, U kom bonatuurlike voorsieninge, U kom bonatuurlike wonderwerke, en dat die bewyse van die storms na hierdie ding nie eers daar sal wees nie, dat God sal herstel en U sal die eer kry. Here, ek beveel vanmôre, sit ons in geloof die staf op die water vir elkeen wat vanmôre deur moeilike omstandighede gaan. Here, en ons roep vanmôre die wind om te blaas uit die ooste uit, sodat hierdie waters kan skei na die linkerkant en na die regterkant. Here, en dat die grondgebied waarop iemand staan vanmôre sal droog raak, sodat hulle saam met die Gees van God op droog grond deur hierdie omstandighede sal gaan. Jy sal nie omkom nie, jy sal lewe. Karabasita yendalavasiti yenda. Here, mag die vlamme van die vuuroond word soos niks, maar mag hulle God ontmoet binne in hierdie vuuroond, en mag die vryheid van God mense losmaak in die vuuroond, en mag daar 'n getuienis gebore word in die naam van Jesus. Here, spreek ons vanmôre, U woord is waarheid. U is 'n waarmaker van U woord. Ons eer die Here, maak ons opgewonde vanmôre oor dit wat God in ons lewe gaan kom doen. Al is dit moeilik, al lyk die omstandighede oorweldigend, al lyk die waters diep, al lyk die vuuroond warm, aan my sal dit niks doen nie, omdat U daar binne is saam met my. Here, laat iemand wat nou gevoel het God is ver, net ewe skielik uit U nabyheid kan ervaar. Here, hulle wat deur storm gejaagd is, wat gevoel het, ek weet nie of God my raak sien nie, ek weet nie of God my hoor nie, ek weet nie hoe gaan God my help nie, laat hulle in hierdie oomblikke net rustig raak, met die wete dat God is besig om hulle by die hand te vat, en laat hulle net vanmôre sal in gehoorsaamheid toelaat dat God hulle hierdeur lei. Ek hoef iemand sê, hou op probeer. Ek hoef iemand sê, jy het so hard probeer om hier uit te kom. You are tired. Ek wil hê met vir die Here vra, Here, jy spartel rond, en in dit alles probeer jy sin maak, en God se hart sien, en God se doel sien, en jou doel sien, en jy weet nie wat jy moet doen nie, en jy weet nie wat God moet doen nie, en jy's in hierdie hele ding, ervaar dat die Here sê vanmôre, wees net saam met my, en laat my toe om jou hier uit te lei. Jy gaan nou hier uitkom. Wat surrender. Gee dit net vir die Here, sê, okay Here, ek het planne, en ek wil vir iemand sê, jy het soveel planne, maar dit is almal uit nood uit. Dit is noodplanne, maar jy weet dit is tydelike oplossings. En God sê, ek het 'n permanente oplossing vir jou lewe.
Surrender vanmôre en laat my toe om vir jou God van nabyheid te wees, selfs in die storm. Soek net weer my. Dis al. Ek ervaar die Here, môre jy's lief vir die Here, maar jy's deur storm gejaag. So kom sit net weer by God en maak tyd net. Sê Here, okay. Wat ook al om my moet gebeur. Ek soek net Jesus. Ek wil net weer die Here hê. Dankie Here dat U nou U self openbaar as 'n God van nabyheid in elkeen se lewe in Jesus naam. Amen.